Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Jana Marx sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin vanoggend met die minister van polisie. Ja, dis Faris Kachalia, hy is die waarnemende minister op die oomblik en hy het gister voor die ad hoc komitee wat kriminele inmenging in die polisiediens ondersoek getuig. Ons weet daar's verskeie komitees aan die gang oor hierdie sake en dit hou verband met daai aantuigings wat die Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi gemaak het so rukkie gelede. So, Kachalia het onder meer gepraat oor die aanstelling van die hoof van OPOT. Nou, OPOT is die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat en dit is die ouens wat as die polisie droog maak, ondersoek hierdie taakspan, hierdie eenheid, ondersoek dan die beweringe. So, hy het gepraat oor die aanstelling van die hoof van OPOT en gesê die polisieminister moet eintlik nie hierdie aanstelling maak nie. Jy kan nou dink, jy weet, as die polisieminister of die polisiekommissaris selfs wat in die polisie is, hierdie aanstelling maak, gaan daar mos nou 'n botsing van belange wees. So hy het nogal redelik gehamer daarop en gesê dat die hoof van OPOT moet vry wees van politieke of polisie-invloede en moet glad nie betrokke wees by die aanstelling van hierdie proses nie. Want kyk, OPOT doen nie net, hulle hanteer nie net individuele sake nie, hy sê toe ook, hulle kan, jy weet, gebruik word, of hulle kan dan hierdie sistemiese probleme in die polisie, hierdie diep vrotspil in die polisie, moet hulle ook kan uitsorteer. En dit kan jy nie doen as jy inmenging van iewers anders het nie. Hy het ook gepraat oor misdaadintelligensie en gesê die groot probleem daar is hoe georganiseerde misdaad ontwikkel het. Nou, ek wil sê nie net dit nie, maar ook hoe misdaadintelligensie saam met georganiseerde misdaad ontwikkel het, dat dit soms gesien word as dieselfde ding. So hy sê, daar moet geheime prosesse wees en 'n geheime bankrekening wat hierdie aksies befonds. Dit help nou nie, jy het hierdie vreeslike geheime aksie of hierdie geheime ondersoek, maar al die plaaslike verkrygingsprosesse en so aan word gevolg, sodat almal wat met die boeke te doen het, eintlik kan sien waarmee misdaadintelligensie of besig is nie. Ek dink dit maak wel 'n bietjie 'n ander blik wurms oop, want jy kan nou dink 'n geheime rekening kan ook nou geheim bly vir die publiek wat belastinggeld betaal daarvoor. So dit is 'n baie moeilike ding om te speel, dink ek. En dan is natuurlik ook genoem, dis wat Daily Maverick berig het, dat die ontbinding van die skorpioene, julle onthou daai skorpioene wat so in die vroeë 2000s ontbind is, dat dit 'n groot fout was. Hy sê Suid-Afrika het nou teruggekom in Suid-Afrika te byt. Absoluut. Maar dan sit die mense en ek dink, daar is baie bronne wat sê hierdie hele storie in die polisie wat deur Mkhwanazi nou ontketen is juis as gevolg in 'n poging om beheer oor die geheime fondse op hierdie stadium in misdaadintelligensie te kry. Die pot waar baie mense hulle self mee help. So jy sê, dis 'n tweesnydende swaard. Mense moet maar kyk weerskante van die situasie. Nou, baie erge skade aan een van Suid-Afrika se gunsteling nuusmanne, Freek Robinson se huis, het sonder enige waarskuwing hierdie week afgebrand in die middel van die nag. Ja, dit moet sê, dit is seker een van my grootste vrese. Maar Freek Robinson en sy vrou, Lisa de Villiers, hulle het geslaap, omtrent 11 uur die nag, toe word hulle seun Daniel, en hy was besig om te swat, toe word hy wakker van 'n verskriklike dwaalwerende slag, en toe is dit die plafon in die kamer langs aan wat ineenstort, omdat daar alreeds 'n brand aan die gang is. So hy het sy ouers wakker gemaak, hulle het betyds uitgekom, en die huis daarmee tot op die grond afgebrand nie, maar ons weet nou al, jy weet, as brand vertrek dalk nie af nie, daar's soveel waterskade, en daar's soveel roetskade. So, hulle is darm veilig, die brandweer en nooddienste is ontbind, en die brand is darm 3 ure later geblus, maar ek dink is 'n verskriklike slag. Dit is absoluut 'n verskriklike slag as alles wat joune is, tot niet gaan. Hulle woon al 25 jaar in daai huis. Dis 'n ou huis, hy's tussen 1934 en 1936 gebou. En ja, die hele voorkant van die huis is basies weg. Dis die kompuis, die sitkamer, die eetkamer en de Villiers of Liza se studeerkamer is heeltemal verwoes. Ja, waar sy ook baie besig was met 'n dokumentêr, navorsing vir 'n dokumentêr. Ja, navorsing. So, al daardie navorsing en al daardie werk is daarmee. Hulle sê daarom Freek se rekenaar, sy studeerkamer het nie afgebrand nie, maar natuurlik soos ek gesê het vroeër, jy weet, daar is maar baie skade, roetskade, waterskade, en hulle vermoed hierdie brand het begin deur 'n elektriese fout.
en dat dit so vinnig versprei het weens hierdie ou dakpakke in hierdie huis. Kyk, dit maak my baie bekommerd, want ek myself in 'n huis wat, jy weet, redelik al 'n paar jare agter hom het, en ek dink dit gebeur so vinnig. Ons het niks wat 'n mens kan doen om dit te voorsien nie. En is werklik tragies. Mense dink aan hulle op hierdie stadium. Dan van Freek na Glam Guru toe, en Glam Guru sê hy is gehack. Ja, jy het moontlik die vreemde video gesien wat op Hanan Botma se Instagram verskyn het. Dit is Dinsdag aand en hy sê hy's inderdaad gehack. Hy het dit vinnig verwyder en hy het voortgegaan om net soos normaalweg plasings te doen, en hy het dit verduidelik. Hacking is die ergste soort intimidasie en 'n poging om 'n goeie reputasie te vernietig. Dan sê hy ook, mense weet dis nie sy styl nie, en hy gaan dan nie meer ligtheid gee as wat dit verdien nie. Hy het in die kommentare afdeling ook verskoning gevra en gesê hy is dankbaar dat hy dit vinnig kon verwyder toe volgelinge hom in kennis stel daarvan. Dis wel nie die eerste keer wat dit met hom gebeur het nie. Hy is voorheen ook, of sy WhatsApp is ook voorheen gehack en hy moes toe 'n nuwe nommer kry. Dit is verskriklik. Mens wonder wat, jy weet, waarom mense soveel moeite doen om iemand anders se reputasie en eintlik lewe so te probeer vernietig. Dit kan nie lekker wees nie. Dan moet ons praat oor Jennifer se minister. Sy is so trots op hierdie kultuurminister. Hy doen vir haar so baie. Wat nou sê, ja, hulle gaan nou kyk na die geld wat Afrikaanse feeste en onder andere die Voortrekker Monument eintlik veronderstel is om te kry. Ja, hy het gesê Afrikaanse feeste en monumente, Afrikaanse monumente moet aandag kry. Hy het gepraat by die Vryheidspark. Dis net so om die draai van die Voortrekker Monument. Maar hy het gesê, jy weet, net waar die Vryheidspark wel in die staat behoort en die staat dalk eerste aandag aan sy eie geboue sal gee, beteken dit nie geboue in privaat besit soos die Voortrekker Monument moet nou noodwendig daaronder lê nie. En hy het ook al voorheen beloftes gemaak dat Afrikaanse feeste sal geld kry. So joernaliste het hom nou so 'n bietjie gepols daaroor. Hy het beloof eintlik in te kyk op die saak. Kuyten is self baie lief vir Afrikaans. Ons weet self, sy moedertaal is Afrikaans. En hy het ook die Afrikaanse taalmonument genoem. So oor die feeste het hy ook gesê, die feeste moet geld kry, maar hulle moet verantwoording doen oor waar hulle die geld spandeer, wat natuurlik ook nou te verstaan is. Cornelia Fasen, sy is die uitvoerende hoof vir die Nasionale Afrikaner Theater Inisiatief, sê dis baie belangrik om die rol wat Afrikaanse feeste in die groter bedryf speel, te erken. En die feeste doen ook belangrike goed. Die feeste skep werk, hulle bied stabiliteit en infrastruktuur vir die kreatiewe veld. En natuurlik word daar ook, jy weet, kreatiewe inligting uitgeruil tussen feeste. So dit is baie, hy speel 'n belangrike rol in die groter raamwerk van die kreatiewe industrie in Suid-Afrika. En die minister het in 'n vrae en antwoord sessie in die parlement al gesê daar's 'n konsep meesterplan. So hulle is natuurlik baie opgewonde om te hoor wat dit nou behels en hoe die geld nou gaan werk wat Kuyten beloof het. Ek dink meeste van ons is opgewonde om te hoor wat die meesterplan is. Dat daar 'n plan is. Dat daar 'n plan is. Mense wil nie net soos praatjies hoor nie. Ek hoop ook dat die minister, en ek is seker hy het dalk met die hoofde van hierdie feeste gepraat het, want baie van hulle is al lank aan bestuur van hierdie feeste, doen regtig goeie werk ook, en ek dink hulle sal ook vir hom kan sê en leiding gee om te sê, hier is hoe dit bestee, dit is 'n goeie plan, hier is ons, jy weet, hierdie stede en die dorpe om met die stad word gehou word, ophef, dis ons werkskepping doen. So ek dink dit is belangrik dat ons nie net praat nie, maar wel dade sien ook daarso. Jana? Ek dink dit is belangrik dat die minister ook sien dat dit volhoubaar gedoen word. Ja. Dis nie net 'n soos die Engels sê 'n once-off jazzfees iewers wat dan 'n gat raak vir geld wat wegraak nie. Ja. Dit is feeste wat al dekades in die gang is en 'n goeie reputasie het. Absoluut. En ek dink 'n mens hoop ook, jy weet, dat dit sal voortgaan oor die jare, soos wat die minister dalk later nie meer aan bewind is nie. Ek dink dis baie keer waarvan hierdie goed platval. Is 'n minister is opgewonde oor 'n ding, hy dien sy termyn uit, hy waai, nuwe minister kom in met nuwe planne en dan gaan daai goed verlore. So mense hoop ook dat hy iets volhoubaar in werking stel wat na sy tyd nog steeds sal loop. Jana, dan bekende Suid-Afrikaanse akteurs sterf. Ja, die huldeblyke stroom in vir die akteur Philip Hen en hy is Woensdag op die ouderdom van 63 oorlede. Volgens kennisse is hy dood weens bloeding op die brein. 'n naby vriendin het aan Netwerk 24 gesê hy het 'n kopbesering opgedoen toe hy die naweek by sy huis in Oesterbaai geval het. So dis 'n baie tragiese dood. Hy het deur die jare gewildheid
verwerf en mense sal hom ken as Johan Foster in Nicoli, Chris van Deventer in Binnelanders en Eben Swanepoel in Suidooster. En dan was hy tot onlangs nog die karakter François Fourie in Kelders van Geheime. En dan lees mense die mooi goed wat mense oor hom sê en ja, mens kan sien hy het 'n impak gemaak, nie net op die kuns of nie net op die teaterbedryf of op die fliekbedryf nie of die sepiebedryf nie, maar ook op mense se lewens. So baie sterkte aan die familie. Ja, mense kan sien dat hulle diep geroer is, die familie natuurlik. Hulle is nie bereik vir 'n kommentaar in die tye van die plasing van die berig nie, maar mense verstaan absoluut, as 'n familie wil jy nie met die media praat in so 'n seer oomblik. Jy sal éventueel, maar nie nou nie. Dan moet ons praat oor Donald Trump wat dalk 'n hofbeslissing teen hom kan kry, spesifiek oor die tariewe wat hy geplaas het. En hierdie hofbeslissing is kom uit die VSA uit, miskien. Ja, dit is 'n baie groot en belangrike hofsaak, is een van die grootstes van sy tyd, wat praat oor die mag van 'n president. So hierdie hof wil eintlik nou, die vraag wat gevra word in die hof is eintlik, kan president Donald Trump doen wat hy wil met hierdie handel, met hierdie tariewe, kan hy net tariewe instel, links en regs, die het gesê dis 'n noodgeval. So net gou 'n recap, die tariewe of invoerbelasting word op buitelandse produkte gehef, as jy nou in Amerika sit, om dit effektief duurder te maak vir Amerikaners, en sodoende wil hy hulle dwing om eerder van hulle plaaslike produkte te koop. Maar in die proses maak dit produkte ook duurder vir Amerikaanse verskaffers en besighede wat hierdie produkte moet aankoop. En natuurlik weet ons in Suid-Afrika, ons is een van die lande wat baie hoë tariewe op ons produkte het. Dit maak handelsverhoudinge baie seer, waar dit sommer net willy-nilly toegepas word. So, wat is die regsprobleem? Daar's 'n wet genaamd die International Emergency Economic Powers Act, en Trump sê hierdie wet gee hom die reg om tariewe in te stel as daar 'n noodgeval is. Maar hy het al verskeie noodgevalle genoem. Die een is 'n dwelmkrisis om tariewe op Chinese goedere te regverdig, die handelstekort waar hy die hele tyd praat, waar hy sê Amerika verkoop meer as wat hulle verkoop, en dan was daar selfs 'n televisieadvertensie in Kanada wat hom kwaad gemaak het, wat ek gesê het, jy weet, weens 'n noodgeval gaan hy nou tariewe op hulle instel. Die Amerikaanse regsgeleerders reken egter, Trump kan nie enige ding net 'n noodgeval noem en basies doen wat hy wil nie. Hulle reken slegs die Kongres, die Congress, soos hulle sê, kan daardie soort mag hê. So nou is die vraag, waarom moet ons in Suid-Afrika omgee? As die hof sê Trump het te ver gegaan, kan dit miljarde dollars in hierdie belasting wat besighede betaal kanselleer. Dit kan die Amerikaanse regering dwing om die belasting terug te betaal. So waar lande reeds geld verloor het, mag hulle moontlik daai geld dan terugkry. Dit sal besighede help, want die Amerikaanse ekonomie uiteraard seermaak. En natuurlik sal dit weer die invoertariewe dan nou verlaag, waar ek dink baie lande soos Suid-Afrika baie dankbaar sal wees. Maar as die hof sê Trump was reg, beteken dit al die presidente na hom kan basies enige dinge noodgeval noem om hulle sin te kry, en dit beteken daar gaan eintlik geen beperking of perke wees op handel nie. Hulle gaan basies enige ding kan doen. So ja, dis 'n groot ding wat aan die gang is. Hulle is nog besig om daaroor te argumenteer in die hof, en die uitspraak sal eers binne die volgende paar maande dan nou bekend word. Johanna, dis iets wat ons verseker sal dophou. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie. Dis Johanna Marx, bly net weer is. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.